My naam is Claudio de Saa, graad 10 van die Hoërskool Wonderboom Gauteng Pretoria en my tema is naskrif. Jou naskrif, nie eendag nie, maar vandag. Geagte voorsitter, leef elke dag asof jy besig is om jou naskrif te skryf, want jy weet nooit wanneer jou tydelike met die ewige verwissel word nie. Dames en here, daar is geen plek wat meer van jou gaan vertel as by jou begrafnis nie. Jou naskrif word nie eendag geskryf oor jou prestasies nie, maar oor jou as mens. Mense leef nie meer vir die naskrif wat op 'n dag gelees gaan word nie, maar vir die hede se ydelheid. Die ou uil het kom waarsku dat mense hulle naskrifte swart verf met die volgende: respek en vriendelikheid word gesien as swakheid. Mammon en prestasies word aanbid. Eie wysigheid en trots staan bo menslikheid. Magsbeer en manipulasie is hoe jy als vermag. Wanneer die streep tussen geboorte en die graf in ewigheid verwissel, is dit te laat om dit in ere te herstel. Dit is my plig om vandag lig te bring voor dit te laat is. Eerstens, beskou mense in vandag se tye respek en vriendelikheid as swakheid. Dis asof hulle te belangrik is om 'n mondhoek te lig en loop reeds met begrafnisgesigte rond. Jan Wian Koertsen, skrywer en bydraer van die JF Oester webtuiste, skryf die artikel: Waarom respek die hoeksteen moet wees op 24 Januarie 2025 vir die webtuiste. Hy verduidelik dat respek beteken om ander se waardes, gevoelens en menings te erken en dat vriendelikheid 'n bewuste keuse is wat verhoudings versterk. Koertsen sê dat 'n samelewing sonder respek onpersoonlik en hard raak, terwyl respek en vriendelikheid help om vertroue, samewerking en menswaardigheid te bou. Die manier waarop jy ander behandel, wys wie jy regtig is. Ek stem saam, want my pa sê altyd, niemand moet dink hulle is te belangrik in die lewe nie. Op 'n begrafnis is die belangrikste persoon altyd die een in die kus. Elkeen kry sy belangrikste dag, maar sorg dat jou lewe se naskrif getuig van respek en vriendelikheid. Tweedens, kry ons geldwolwe wat mammon jaag en prestasies opraap vir 'n klap op die skouer. My tannie is ook so. Sy boer in Nabot se wingerde, is die bruid op elke troue en die lijk op elke begrafnis. Elkeen se dood is vir haar 'n stukkie brood. Kyk wat sê die kenners hieroor. Die inhoudsbestuurder by Litnet Akademies, Minaan van Heerden, voer die onderhoud met die navorsingsprofessor in politieke wetenskap in die Noordwes Universiteit, professor Andrei Dievenage, en verduidelik: Hoe groot is die krisis op 13 Maart 2024 vir Litnet se webtuiste? Professor Andrei Dievenage verduidelik hoe 'n samelewing se fokus op magsbou, prestasie en selfbelang lei tot morele en sosiale verval. Hy sê wanneer eie voordeel en sukses belangriker raak as verantwoordelikheid teenoor ander, gemeenskapswaardes verswak en mense se dade geen blywende positiewe nalatenskap laat nie. Volgens Dievenage lê ware waarde nie in status, geld of prestasies nie, maar in die bydra wat 'n mens tot ander en die samelewing lewer. Dis iets wat langer voortleef as geld en status. Ek stem saam, want niemand se doodskus het 'n haak aan wat 'n ventersleep wat kan saamsleep nie.
'n volhoubare naskrif is waar jy skatte in die hemel bymekaar maak en nie op aarde nie. Derdens, lyk die samelewing vir my al te eiewys en trots. Alwetend, Dominees Jannie Belzer skryf die artikel Toekomsvenster. Die krag van nederigheid op 11 September 2025 vir Marula Media se webtuiste. Hy sê dat nederigheid begin wanneer 'n mens erken dat jy nie alles weet of kan regkry nie. Dominees Jannie wys daarop dat om te vra, te soek en aan te klop tekens is van afhanklikheid toon en selfinsig, terwyl hoogmoedige mense glo, hulle het tog al die antwoorde, of so dink hulle. Hierdie houding vra dat 'n mens van jou eie troontjie moet afklim en erken dat jy ander nodig het. Ware waarde lê nie daarin om alles self te kan doen of te besit nie, maar om oop te wees vir hulp, ander te dien en met respek en vriendelikheid te leef. So bou jy 'n nalatenskap wat meer werd is as trotse hoogmoed. Ek stem saam. My ouma het my vertel van die 80-jarige tannie wat by die begrafnisondernemer was om die laaste reëlings vir haar Norse oorlede man te tref. Haar versoek was eenvoudig. Hy moet kop eerste onderste bo begrawe word. Toe die ondernemer vra hoekom, antwoord sy, want ek weet die skobbejak sal nooit vir aanwysings vra nie, en hy lees ook nie handleidings nie. Lees jou naskrif ook kop onderste bo. Laastens, is magsbeheer 'n ding wat meer gereeld kop uitsteek, maar dis tyd om sy kop af te kap. Die kliniese sielkundige in die Noordwes, Dr. Melanie de Pre, skryf die artikel. Die aard en kenmerke van 'n narcissistiese verhouding op 12 Februarie 2024 vir Afrikaans Zenzielife se webtuiste. Sy sê dat narcissistiese mense strewe na beheer het 'n gebrek aan empatie en buit ander uit. Hulle magsbeheer en selfbelang lei nie tot goeie resultate of betekenisvolle verhoudings nie, maar eerder emosionele skade en vervreemding. Volhoubare menslikheid lê in respek, empatie en om ander op te hef. Ek stem saam, want my oom het ook vir so 'n bestuurder gewerk en moes gedurig die man se denkpatroon uitleef. Met die bestuurder se skielike dood het my oom tog besluit om die begrafnis by te woon. Hy het by die oorlede bestuurder se houtkus afgebuk en gevra: "Wie is nou die een wat buite die boks dink, ha?" Daai is nie 'n goeie vraag op jou naskrif nie. Dames en here, ek sluit af met die volgende. Verseker sal elkeen nou saamstem dat ek en jy in hierdie oomblik ons naskrif skryf. Respek en vriendelikheid is nie swakheid nie. Dis die naskrif wat van jou menslikheid gaan getuig. Mammon kan vir jou die venter sleepwa koop, maar dis beter om jou skatte in die hemel te skryf. Wees versigtig dat jou naskrif nie lees, begrawe kop onderste bo nie. Wees nederig, lees die handleiding en vra vir aanwysings. Magsbeheer en manipulasie gaan jou in die houtkus gooi. Onkruid vergaan verseker ook, en dan dink die res buite die boks, terwyl jou naskrif deur wurms gevreet word. Niemand weet wanneer die melkboer die emmers kop, die agter Bokveld toe gaan, of die horlosiemaker se tyd aanbreek, want ons is maar net grassade. Leef elke oomblik sodat jou naskrif kan getuig van respek, vriendelikheid, nederigheid en menslikheid teenoor jou medemens. As jy skielik kop onderste bo begrawe word, waar jou venter sleepwa agterbly en die wurms jou naam opvreet, is dit te laat
om dit in ere te herstel.